Vriende, baie welkom by Leef die Woord. Hier by Leef die Woord wil ons die woord van die Here lees, daaruit leer en ons wil dit wat ons geleer het leef. En mag dit ook in jou lewe so 'n werklikheid wees. Ek groet julle in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Tydens die lydensweek van Jesus Christus het hy met sy disippels oor goed gesels wat hy met hulle gedeel het, juis om hulle voor te berei vir die gebeure wat op mekaar sou volg, met verwysing na sy kruisiging en sy dood, dan ook sy opstanding uit die dood, en sy hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees krag, en die verkondiging van die evangelie, en die moontlikheid dat daar vervolging sal wees. Nou gesels Jesus Christus met sy disippels terwyl hy met hulle saam is daar in die bovertrek en die dinge wat hy met hulle deel is dinge wat hulle ontstel het. Dit was vir hulle vreemd en dit was vir hulle oorweldigend. Later sou alles vir hulle sin gemaak het, maar op die oomblik toe Jesus dit met hulle gedeel het, was dit vir hulle vreemd gewees. Daar was groot onsekerheid vir hulle gewees. En vir hulle moes dit gevoel het asof hulle hele bekende wêreld uitmekaar uitval. Hulle het vir nagenoeg 3 jaar saam met Jesus rondbeweeg. Hulle het Jesus gesien, hulle het Jesus gehoor en hulle het gesien hoe Jesus wonderwerke verrig het. Hulle het geluister na die gesprekke wat Jesus gevoer het. En hulle het soveel saam met Jesus Christus beleef. Maar nou praat Jesus met hulle oor die feit dat hy sou weggaan. En uit hierdie gesprek met hulle gehad, terwyl daar alreeds soveel spanning in die lug was. En dan terwyl Jesus met sy disippels hierdie laaste paar oomblikke spandeer het, hierdie laaste paar gesprekke gehad het, kom Jesus en hy doen wat hy altyd so meesterlik goed doen, en dit is om hulle te bemoedig, ten spyte van die onsekerheid wat hulle beleef het. En Jesus bemoedig hulle, deurdat hy met hulle gesels, oor die invloedryke werk van die Heilige Gees. En dan lees ons in Johannes 14, vers 16 en 17, en dit is juis ons teksvers. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons weet ook wat Jesus hier met sy disippels gesels het, dat hierdie woord, hierdie profetiese inhoud ook in vervulling gegaan het, wat ons dan lees in Handelinge 2. Vandag wil ek spesifiek stil staan by Jesus se woorde in Johannes 14 vers 16. Jesus het gesê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus gebruik juis hierdie woorde om sy disippels te bemoedig. Alhoewel hulle onsekerheid beleef het, is dit wat hy vir hulle sê, om hulle te troos en om hulle te versterk en om hulle moed in te praat. Wat het Jesus vir hulle gesê? Wat was die inhoud? Wat was die diepte van hierdie boodskap wat Jesus met hulle gedeel het? Wel, Jesus begin deur vir hulle te sê, hy gaan die Vader bid en die Vader sal hulle 'n ander trooster stuur. Wat was die bedoeling met hierdie woord ander? Die woord ander, wel, dui eerstens daarop dat Jesus Christus ook in sy eie reg 'n trooster is, want daar sal 'n ander trooster kom. Jesus het dus gesê dat hy self ook 'n trooster is. En ons weet dit is die waarheid, want wanneer ons 1 Johannes 2 vers 1 lees, dan sien ons daarin geskrywe dat ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Die woord wat in 1 Johannes 2 vers 1 as voorspraak vertaal is die woord wat in Johannes 14 vers 16 ten opsigte van die Heilige Gees as trooster vertaal is. Nou toe Jesus dit gesê het, daar onmiddellik wou hy vir die disippels sê, julle moenie dink dat ek van julle af weggaan en nou laat ek julle alleen nie. Julle moenie dink dat ek van julle af weggaan en nou is julle maar net aan julle self oorgelaat nie. Jesus het ook nie bedoel dat die Heilige Gees hom sou vervang nie.
want dit is gewoon eenvoudig nie waar nie. Jesus het ook nie gesê dat hy sou ophou om 'n voorspraak te wees nie, maar wat Jesus vir hulle gesê het en waarmee hy hulle bemoedig het, toe hy gesê het, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster stuur, is dat Jesus gesê het, dat die werk van Jesus Christus, wat die karakteristiek gedra het daarvan, dat hy 'n voorspraak is, net so ook sal die werksaamhede van die Heilige Gees die karakteristiek dra dat hy 'n trooster is. Daar is dus 'n ooreenstemming in betekenis, alhoewel die een nie die ander een vervang het nie en die een nie presies die ander een is nie. Die woord ander beteken dus 'n ander een van dieselfde soort. Jesus bemoedig hulle en hy sê vir hulle dat alhoewel ek weggaan en ek na die Vader gaan, die Heilige Gees wat ek stuur, alhoewel dit die Heilige Gees is, gaan julle nie met hom onbekend wees nie. Julle sal nie met sy werksaamhede onbekend wees nie. Ons kan Jesus Christus en die Heilige Gees duidelik in hulle persoon en in hulle funksie van mekaar onderskei, maar ons kan hulle nie van mekaar skei nie. Is 'n diep waarheid wat Jesus hier met sy disippels gedeel het. Die woord ander beteken, dis nie vervang nie, maar dit beteken 'n voortsetting van 'n bepaalde saak, alhoewel dit deur iemand anders en op 'n ander manier sal wees. En daarom is die Heilige Gees 'n ander trooster. Maar dan sê Jesus, hierdie ander trooster sal by ons bly, of dan met sy disippels toe hy met hulle gesels het, maar vir ons is dit ook die waarheid. Hy sê vir hulle, hierdie trooster sal by julle bly tot in ewigheid. Onthou nou, Jesus het vir sy disippels gesê dat hy sou terugkeer na die Vader toe. En dit het hulle onmiddellik laat voel dat dit wat vir hulle voorlê, die onsekerheid, en alhoewel hulle dit nie ten volle verstaan of begryp het nie, dat dit hulle soos weeskinders sou agterlaat. En dan het Jesus vir hulle gesê in Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. En teen die agtergrond daarvan dat Jesus vir sy disippels gesê het, dat hy na sy Vader sou gaan, en hulle dalk gedink het dat hulle alleen sou wees, alleen gelaat sou word, dan sê Jesus Christus vir hulle, dat dit nie so is nie. Hulle gaan 'n ander trooster kry, wat by hulle sal bly tot in ewigheid. En daarmee het Jesus ook vir hulle gesê, dat Jesus nie sou ophou bestaan nie, alhoewel hy net nie meer in persoon by hulle teenwoordig sou wees nie, sou die Heilige Gees nou teenwoordig wees. En die Heilige Gees sou ewig teenwoordig wees, want die Heilige Gees sou binne in hulle wees. Voorheen, of tot op daardie stadium, kan hulle Jesus sien, hulle het Jesus gehoor, hulle kon aan Jesus raak, maar wanneer hy na sy Vader gaan, dan sou hulle hom nie meer fisies kon sien nie. En dan het Jesus hulle getroos om te sê dat die trooster, die ander trooster wat kom, gaan tot in ewigheid bly en hy sal by hulle wees en hy sal in hulle wees. En daarom sou hy ewig by hulle wees, aangesien hy altyd by hulle sou wees. En daarom is die herdenking en die viering van Pinkster nie 'n herhaling van Pinksterdag nie, net soos ons viering en herdenking van Paasfees nie 'n herhaling van die kruisiging is nie, want die Heilige Gees is steeds hier en sal altyd by ons teenwoordig wees. Wat 'n wonderlike troos wat Jesus sy disippels gee. Ons weet, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid, en hy het 'n bewerker geword van ewige saligheid, na mate hy 'n ewige verlossing teweeggebring het, toe hy homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. En nou word die Heilige Gees baie pertinent genoem as 'n trooster wat ewig sal bly. En so deel Jesus Christus en die Heilige Gees hierdie waarheid van ewigheid. Maar Jesus troos hulle en hy sê vir hulle, hierdie ander trooster wat ek na julle gaan stuur, sal vir altyd by julle wees, vir ewig by julle wees, en hy gaan in julle wees. Jesus sê vir hulle, julle gaan nie weer hierdie droefheid beleef en hierdie idee van julle is alleen gelaat nie. En dit bring ons dan nou juis by die betekenis van die woord
trooster. Want Jesus het gesê, ek gaan my Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Heilige Gees as ons trooster. Kom ons gesels daaroor. Hierdie woord trooster is ryk aan betekenis, en dit stel die Heilige Gees op 'n besondere manier aan ons bekend. Dis nie 'n volledige beskrywing van die Heilige Gees nie, maar dit gee ons reeds inligting ten opsigte van die Heilige Gees en oor kenmerkende eienskappe van die Heilige Gees. Dit was nie die enigste keer dat Jesus na die Heilige Gees as 'n trooster verwys het nie. Dis nou hier in Johannes 14 vers 16. Ons sien ook in Johannes 14 vers 26 het Jesus na die Heilige Gees as 'n trooster verwys. En toe het hy gesê, hierdie trooster sal hulle alles leer en hulle herinner aan alles wat Jesus vir hulle gesê het. In Johannes 15 vers 26 sê Jesus in verwysing na die Heilige Gees as die trooster, dat as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, sal hy van my getuig. En dan lees ons ook in Johannes 17 vers 6, dat Jesus sê, dis voordelig dat hy weggaan, want as hy weggaan, sal die trooster kom, en Jesus sê, hy sal hom na ons stuur. So Jesus verwys by hierdie geleenthede na die Heilige Gees as 'n trooster. En dit wil by ons sê, en die herhaalde verwysing daarna, is dat dit belangrik is dat ons sal verstaan wat bedoel word, wanneer die Heilige Gees die trooster genoem word. Hierdie woord parakletos is gelaai, is 'n besondere woord. Kom ons kyk wat leer hierdie woord, die betekenis van hierdie woord, wat dit ons leer aangaande die invloedryke werk van die Heilige Gees. Ons merk op dat die Heilige Gees as trooster, dat hy die een is wat getaak is daarmee, wat gestuur is om langs ons te wees as ons helper. Jesus het gesê hy sal die Heilige Gees stuur. Dit beteken dat die Heilige Gees 'n verantwoordelikheid het, dat die Heilige Gees 'n taak het. Die Heilige Gees is dis nie terloops nie, en hy's gestuur om 'n ewige teenwoordige helper te wees. Dit is wat dit beteken dat die Heilige Gees ons trooster is. Hy's gestuur om ons te help. Helper beteken nie dat die Heilige Gees ons verantwoordelikhede oorneem en op hom neem nie. Dit beteken dat die Heilige Gees ons help om dit uit te voer. En omdat die Heilige Gees ook ons helper is, kan jy en ek daarin soveel vertroosting vind. Daarin dat ons moet besef dat die Heilige Gees wat ons trooster is, wat ons helper is, wat tot in ewigheid bly, dat hy altyd by ons is. Daarom het ons nooit nodig om te voel dat ons alleen is nie. Wanneer ons dalk deur vervolging en beproewing gaan, wanneer daar druk van alle kante is, en ons baie keer so hoop dat daar vir ons deurbraak sal kom, en dat die Here ons op een of ander manier moet help, dan wil die beskrywing van die Heilige Gees as ons trooster vir ons kom sê, dat hy teenwoordig is, en dat hy altyd teenwoordig is, om ons te help. Laat die woorde van Lukas 12 vers 12 jou vandag bemoedig, wanneer ons lees, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Hy sal jou help, wanneer jy deur beproewing en vervolging en moeilike dinge gaan, dan sal hy jou leer wat om te sê. In Handelinge 4 vers 31 sien ons ook hoe die Heilige Gees die apostels van ouds gehelp het. Vervul met die Heilige Gees het hulle die woord van die Here met vrymoedigheid gespreek. Dis hoe die Heilige Gees jou en my help, dat ons daardie heldhaftigheid sal hê, dat ons braaf en sterk sal wees in hom. Dit is hoe hy ons ondersteun as ons helper. 1 Petrus 4 vers 14 sê, en as julle beledig word oor die naam van Jesus Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Hy is daar om ons te help, om ons te ondersteun, kragtig te ondersteun, wanneer ons deur vervolging en deur beproewing gaan. En hy is altyd, hy sal ewig by ons teenwoordig wees.
O, die wonder van die invloedryke werk van die Heilige Gees as ons helper wat altyd teenwoordig is. Ook wanneer ons deur seer en moeilike tye gaan, dan help hy ons. Maar wanneer ons sê dat die Heilige Gees ons trooster is, beteken dit ook dat die Heilige Gees ons advokaat is. Die Heilige Gees as ons trooster is ons advokaat en dit moet jou en my onmiddellik gerus stel wanneer ons daaraan dink dat ons saak ten opsigte van geregtigheid en waarheid, dat ons dit nooit kan verloor nie. Maak nie saak wie 'n beskuldiging teen ons inbring nie. Jy en ek as kinders van God, ons word beskerm deur Triniteit ingelyf, deur Trinity Incorporated. Dis wie ons regsaak hanteer en verteenwoordig. En hulle het nog nooit 'n saak verloor nie. Watter wonderlike troos vir jou en vir my om te dink daaraan dat die Heilige Gees ons advokaat is. Dat hy die een is wat namens ons optree, dat hy die een is wat ons saak vir ons hanteer. Wat 'n groot en onuitspreeklike troos om te dink dat die ewig teenwoordige advokaat jou en my in so erns ondersteun, dat dit selfs beskrywe word dat hy vir ons intree. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Ons het 'n advokaat wat met erns vir ons intree. Ons lees in Romeine 8, vers 26. Net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En dan sê vers 27, omdat hy ooreenkomstig die wil vir God, die wil van God, vir die heiliges intree. Ons het 'n advokaat, 'n trooster, wat vir ons intree, wat ons saak verdedig, ons saak verteenwoordig, en daarom kan jy en ek gerus wees. En hy is ewig teenwoordig. Daar is niks waarvan hy nie weet nie, waarvan hy nie kennis dra nie, en daarom kan hy jou en my so volledig ondersteun en so volledig verteenwoordig. So die Heilige Gees as ons trooster, is ons helper, wat altyd teenwoordig is. Hy is ons advokaat, wat altyd teenwoordig is. En dan sien ons ook, dat die Heilige Gees as ons trooster, die een is, wat ons in die hele waarheid lei, en ons ondersteun om die waarheid prontuit te praat. Jesus Christus het ook die Heilige Gees, die trooster, het hy ook die Gees van waarheid genoem, wat die wêreld nie kan ontvang nie. En hierdie Gees van die waarheid, wat die Heilige Gees is, wat ons trooster is, hy lei ons in die hele waarheid. Die Heilige Gees help ons om die skrifte te verstaan. Die Heilige Gees maak ons oë oop en gee ons daardie verligte insig in dit wat in die woord van God opgeneem is. En daarom moet jy en ek dit vandag verseker hoor. Die Gees van God, wat die Gees van waarheid is, sal ons nooit dinge in die skrif, uit die skrif leer of insig in die skrif gee, en dan sal hierdie dinge wat ons sien en wat ons leer, teenstrydig wees met wat in die skrif en in die konteks van die skrif opgeneem is nie. En daarom moet ons nooit toelaat dat iemand ons mislei deur vir ons te sê dat die Heilige Gees hulle dit of dat gesê het, alhoewel dit of dat 'n weerspreking van die skrifte is nie. Want dit is die Gees van die waarheid wat ons in die hele waarheid sal lei, en die woord van God is die waarheid. Hy sal nie teen homself praat nie. En daarom kan jy en ek die Here, die Heilige Gees vra, open my oë, dat ek die skrifte kan verstaan. En wanneer jy en ek met erns die woord van God bestudeer, sensitief teenoor die inspraak van die Heilige Gees, dan sal ons die gebiedende gesag van die skrifte verstaan, en sal ons daarop 'n proef toelê om die woord van God reg te sny. En die Heilige Gees help ons om die skrifte te verstaan. Ek dink dis 'n wonderlike voorreg en 'n geleentheid wat jy en ek het, telke male wanneer ons met die Bybel voor ons oop is, om te bid en te sê, Heilige Gees, sal U ons in die hele waarheid kom lei?
sal U vir ons die skrifte oopmaak, sodat ons dit kan verstaan, want U is die Gees van die waarheid. Dit is die woord wat die waarheid is, sodat ons in hierdie waarheid geheilig kan word, in hierdie waarheid afgesonder kan word. Jesus het ook gesê, ten opsigte van die Heilige Gees, wat die Gees van waarheid is, dat hierdie kosbare trooster, hy sal getuig van Jesus Christus, en hy sal Jesus verheerlik. Is dit nie wonderlik om dit te verstaan, en om dit raak te sien nie? Dat dit wat die Gees van God ons lei, en hoe hy in ons en deur ons werk, altyd sal wees tot die verheerliking van Jesus Christus, en tot die getuienis van die werk van Jesus Christus. En dan sal die Gees van God ons ook kragtig ondersteun, om dit wat ons lees en leer uit die woord van God, om dit met vrymoedigheid te spreek, en om dit met duidelike oortuiging te spreek. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem en Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde. En dan sien ons in Handelinge 4 vers 31, hoe dit vir die apostels van ouds 'n realiteit geword het, want hulle het gebid en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Vriende, die Heilige Gees, wat ons trooster is, lei ons in die waarheid en gee ons die vrymoedigheid om hierdie woord met oorgawe en oortuiging te kan spreek. O, die wonderlike en invloedryke werk van die Heilige Gees. Toe Jesus Christus saam met sy disippels op die aarde was, kon hulle hom sien. Hulle kon aan hom raak en hulle kon hom hoor. Maar dan gebeur wat Jesus gesê het, dat dit voordelig is dat hy sal weggaan, en wanneer hy weggaan, sal hy die trooster na ons toe stuur, en dan gebeur dit op die dag van Pinkster. Eenmaal gebeur om vir altyd 'n werklikheid te wees, en nou het ons die Heilige Gees, wat die ander trooster is, wat by ons bly en in ons is tot in ewigheid. En hierdie ewige teenwoordige Heilige Gees, hierdie ewige teenwoordige trooster, hy is die een wat ons help. Hy is die een wat ons advokaat is. Hy is die een wat ons in die volle waarheid lei en ons die vrymoedigheid gee om dit met oorgawe te kan spreek. Mag jy ook in jou lewe hierdie invloedryke werk van die Heilige Gees, die trooster, wat tot in ewigheid bly, mag jy ook sy werking in jou lewe en deur jou lewe ervaar. O, die wonder van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons word op hierdie oomblik stil voor U. En vandag bid ons, soos U ons in die skrif leer, word vervul met die Heilige Gees. Kom o Gees van God en vervul ons. Dankie vir U ewige teenwoordigheid in ons lewens. In Jesus se naam. Amen.